saam lees, kom ons bid eers saam. Soos wat ons gesing het, is dit ons gebed, Here, dat U met ons U wil sal doen. Help ons om altyd te weet en te verstaan en dit in te sien dat ons die klei is in die pottebakker, die groot pottebakker se hande. En dat U ons vorm. Dat terwyl ons gevorm word, is dit dalk nie altyd so aangenaam nie, maar die eindproduk, dat dit waarheen U met ons op pad is en dit wat U reeds in ons lewe sien en visualiseer, is 'n fantastiese produk, want U, Here, doen net goeie en volmaakte werk. Dankie dat U ons vorm. Dankie dat U ons leer ook uit U woord, dat die Heilige Gees ons getrou herinner aan die woorde van ons Here Jesus, dat U ons vanoggend opnuut weer oproep om dankbaar te leef. Dankie dat ons die voorreg het om in die woord saam te kan lees wanneer ons so as 'n geestelike familie bymekaar is. Dankie vir elkeen wat hier is vandag. Amen. Ons gaan lees uit Kolossense 3:11 tot 17 en dan Galasiërs 5 vers 22 tot 25. Paulus skryf in vers 11: by die nuwe mens, by die kind van God, by die wedergeborene, by ons wat in die liggaam van Christus is. By die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skiteer nie. Ek lees uit die 2020 vertaling. In die 83 vertaling is barbaar vertaal met 'n sinoniem daarvoor, is andertalig. Die Grieke het almal wat 'n snaakse taal gepraat het, sommer net barbaros genoem. Dis nie die konnotasie wat ons het aan 'n barbaar nie. En die skiteërs het hulle as onbeskaafd beskou. Dit was 'n volk bokant die Swart See, was waarskynlik daar waar Rusland is, daar waar Rusland vandag is waar die skiteërs gebly, maar die Grieke en die Romeine het nie van hulle gehou nie, want hulle was 'n growwe klomp mense volgens hulle. So hy sê, hier in die liggaam van Christus is daar nie onderskeiding soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het. So moet julle ook vergewe. Maar beklee julle boonbehalwe al hierdie dinge met die liefde, want die band is wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep en wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon, leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. En dan net 2 briewe van tevore in Galasiërs, dis die bekende gedeelte wat begin met die vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22, maar ek wil saam met jou lees tot by vers 25. Galasiërs 5 vers 22 skryf Paulus: maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Daardie goedheid sou beter vertaal gewees het met vrygewigheid of goedhartigheid. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. En dan vers 25, aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Laat ons met die Gees
in pas bly. Die 83 vertaling sê, laat die Gees ons gedrag bepaal. Kom ek wys net weer hier op die skerm ook, Kolossense 3 vers 12 wat sê, daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met hierdie karaktereienskappe, innige meelewing, goedheid, of goedhartigheid, of vrygewigheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. En dan vers 17 waar hy geskryf het, en wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader dank deur hom. En dan Galasiërs 5 vers 25, aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Laat die Gees ons gedrag bepaal. Net so ter inleiding, broers en susters, is my altyd interessant, ek dink nie dit is so verskriklik belangrik nie, want elke woord wat die Here vir ons gegee het is belangrik, maar as daar in enige boek, so ook in die Bybel, 'n woord is wat baie gebruik word, dan voel mens mos sommer aan, dit is 'n hooftema, dit is 'n belangrike saak, en daarom word daar baie oor geskryf. Daar is 150 tekste in die Bybel wat oor dankbaarheid handel. So dit is goed dat ons 'n bietjie daarby stil staan vir 'n paar weke. Daar is 150 tekste wat oor dankbaarheid handel en 30 van hulle is opdragte. 30 daarvan is direkte opdragte. Wees dankbaar. Julle moet dankbaar wees. Nou ek het vanoggend met 'n gedagte begin wat dalk vir jou vreemd sal klink, en die vraag is soos in die tema, as dankbaarheid 'n lyf sou hê, hoe sou hy gelyk het, of hoe sou sy gelyk het? Sou dit dalk 'n glimlag wees wat nie maklik verdwyn nie? Want julle weet mos hoe glimlag ons baie keer vir mense, en as hulle verbystap, dan rol ons oë. Nee, as dankbaarheid 'n lyf gehad het, dan sou daardie glimlag dalk langer geduur het. Dit sou 'n lyf gewees het met oë wat mense raak sien wat swaar kry, en nie net verby beweeg by hulle nie. Of sou dit dalk hande hê wat gee, en gee sonder om te wag om iets terug te ontvang? Hoe sou dankbaarheid gelyk het as hy 'n liggaam sou hê? So 'n liggaam sou lewe, dit sou beweeg, dit sou gee, dit sou dinge doen vir ander mense, veral in die familie van die Here. Dankbaarheid, broers en susters, het julle mos nou al gehoor by my, en dit is ook nie 'n nuwe waarheid nie. Dankbaarheid is nie net 'n gevoel. Ja, ons kry ook 'n gevoel van dankbaarheid nie. Veral teenoor die Here voel ons baie keer dankbaar. Maar as dankbaarheid net 'n gevoel bly, dan verstaan ons nog nie wat die Here vir ons in sy woord leer en wat Paulus vir ons sê nie, want hy skryf in sy briewe oor dankbaarheid elke keer dat dit 'n manier is van leef. Dit is nie net 'n gevoel nie. Paulus leer ons dat veral aan die Korintiërs ook nie, dat vrygewigheid juis een van die grootste bewyse van dankbaarheid is. Vrygewigheid is daardie lyf wat ons behoort te hê. Paulus praat nou van klere. Hy sê ons het soveel nuwe klere wat Christus ons beklee. Dankbaarheid, weet ons mos nie, is die kern van alles. Dit is die kern van alles wat waarlik menslik en goddelik is. Daarom sê ons vandag saam met Paulus hier in Kolossense, wees dankbaar. En wat julle ook al doen, sê hy, doen dit in die naam van die Here Jesus. Met ander woorde, 'n moderne manier om dit te sê sou gewees het, doen dit namens Jesus, doen dit in sy naam. Mense het in daardie tyd in die naam van die koning na iemand toe gegaan, amper soos 'n ambassadeur, dan kom hulle in die naam van hulle land, van die naam van die koning, maar hy sê ons moet in die naam van Jesus alles doen wat ons doen. So daai lyf van vrygewigheid en dankbaarheid gaan uit in die wêreld en doen dinge namens Jesus. Dit is wat Paulus vir ons wil leer. Hartklop, sê hy, leer hy ons, is die dankbaarheid is die hartklop van die nuwe mens. Dit is wat so binne in ons bruis en pols en ons lewe gee.
Hy skryf nou in hierdie beeld van die klere, beklee julle met hierdie karaktereienskappe, trek dit aan soos klere. Nou noem hy net 'n klompie voorbeelde. Paulus het baie voorbeelde in verskillende briewe gebruik. Hy praat van meelewendheid, om saam met mense te leef en te voel en te werk. Goedheid wat eintlik regtig beter vertaal sou wees met vrygewigheid. Kindness in Engels, in die Grieks is dit 'n woord wat sê iemand het 'n goeie hart en 'n oop hart. Nederigheid, sagmoedigheid en geduld, en dan sê hy en wees dankbaar. Wees dankbaar. Paulus sê ons moet hierdie klere aantrek wat pas by die nuwe mens wat ons in Christus is. Die ou klere van selfsug, ongeduld, verontwaardiging, vergelyking, afguns en jaloesie, sê hy pas nie meer by ons nie. Ons dra dit nie meer nie, ons raak ontslae daarvan. Jy en ek is nou nie meer deel van die wêreld met hierdie ek eerste mentaliteit nie. Die wêreld sê ons glo in die drie eenheid. Die wêreld ook, hulle drie eenheid is net me, myself en I. Dit gaan vir die wêreldse mens net oor homself, net oor haarself. Ek. Wat kan ek daaruit kry? Maar vir ons wat nuut gemaak is, die boodskap in die Nuwe Testament vertaling praat dikwels van splinternuut. In Christus het ons mos 'n splinternuwe identiteit en daarom verander ons karakter ook. So iemand wat aan Christus behoort, leef sommer ligter, nee? Vergewe makliker, deel makliker uit, omdat ons weet, ons het die hart van Christus, die hart van God wat in ons klop. As Paulus nou vandag vir ons sou kom kuier, nou hy weet nou ons het sy briewe gelees en al baie daaroor gepreek en gelees en Bybelstudie gedoen, dan sou hy dalk vir ons kon vra, want kyk, Paulus was mos nou nie 'n man wat doekies omgedraai het. Hy sê dalk vir ons kom vra, dra julle nog so ou klere? Hoekom is daar nog so, ek sien so 'n paar ou klere nog. Hy sê nie, julle moet die nuwe klere dra waarvan ek vir julle geskryf het. So dankbaarheid is nie net 'n reaksie. Het julle nou die skimp gevang van die preek, toe ek vir die dogtertjie gesê het, sê dankie vir die tannie. Dis nie wat dankbaarheid is. Dis net een van die maniere hoe ons kinders probeer leer om dankbaar te wees, maar dankbaarheid is in wese nie daai gaan sê dankie vir die tannie nie. Want as iemand vir my nou nog moet herinner, ek moet gaan dankie sê, dan weet ek nie hoe werk dit in my hart nie, nee. En dit is ook hoekom ons, ek wil sommer mooi vir julle vra, dink daaroor en neem 'n besluit om wanneer ons vir die Here bid aan tafel om vir die kos dankie te sê. Dit werk nie om te sê, maak ons opreg dankbaar nie. Want dan verklaar jy daarmee dat jy nie opreg dankbaar is nie. Here, ek is nie baie dankbaar vir hierdie kos nie, maak my asseblief opreg dankbaar daarvoor. Nee, ons kan eerder vir die Here sê, dankie vir hierdie fantastiese ete, wat ons hier voor ons het, ons is dankbaar daarvoor. Nie vra, maak my opreg dankbaar nie. Dankbaarheid is nie 'n reaksie nie, dit is 'n leefstyl, dis 'n houding wat ons het, nie net 'n gesindheid ook nie, want 'n leefstyl is meer as 'n gesindheid. Het julle al opgemerk dat ondankbaarheid baie keer gepaard gaan met ontevredenheid? Mense daar buite wat ondankbaar is dikwels ontevrede, hulle het ook nie vrede met hulle self of met God of met ander mense nie. As hulle gedurig kla en voel hulle het te min, of hulle het nie wat die bure het nie, of hulle sou graag meer of beter wou gehad het, so 'n persoon se hart is stadig maar seker besig om verhard te raak. Maar wanneer ons onthou dat alles wat ons het, hoe min dit ook al vir jou mag voel of wees, alles is genade. Alles is genade. En dit sluit baie meer in as ons materiële genade. Die vergifnis wat ons van God ontvang, die liefde wat ons van God ontvang, die feit dat die woord vir ons sê, God ontferm hom elke môre van vooraf oor jou. Sy ontferming is elke môre nuut. Dan begin 'n mens anders optree, anders leef nie, want dankbaarheid verander 'n mens se perspektief. Mens kan nie meer anders nie, dit verander jou uitkyk op die lewe en jou gedrag.
Paulus wil ons leer dat vrygewigheid is die hande van dankbaarheid. Ons het nou daar in Galasiërs by die vrug van die Gees dit ook gelees, waar een van die aspekte van die vrug van die Gees, en u weet ons nou dit baie goed in die tyd, dat dis nie vrugte, en ek kan een kies en sê, ek hou van hierdie ene, maar die ander sukkel ek nog 'n bietjie mee nie. Dit is soos 'n tros druiwe, dis een vrug, daar's net verskillende onderafdelings daarvan. As Paulus kon, as hy so slim was, sou hy net een woord daarvoor kon gebruik, maar nou noem hy hierdie karaktereienskappe, hierdie manier van leef, liefde, vreugde, dit is alles die produk van die Heilige Gees in ons lewe. En hy noem goedheid, goedhartigheid, vrygewigheid, is 'n produk van die Heilige Gees se werk in jou binneste. Dis dit wat ek en jy doen, wat God se karakter in ons weerspieël. Ons gee maklik, omdat God eerste gegee het. In Johannes 3 vers 16, wat ons almal uit ons koppe uit ken, het die Here gesê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. God het eerste gegee. In Johannes 4 vers 19 oor liefde, skryf daar dieselfde apostel dan, ons het lief, omdat God eerste lief gehad het. So ons gee omdat God eerste gegee het. God se liefde is vrygewigheid wat in beweging kom. As hierdie vrygewigheid en dankbaarheid nou 'n lyf gekry het, is dit nie 'n lyf wat op 'n stoel sit of 'n lyf wat lê in die koelte nie, dis 'n lyf wat beweeg. Dis 'n lyf vol energie, omdat God se hart in ons binneste klop. Ek het nou onlangs 'n baie mooi getuienis gelees van 'n vrou wat 'n klein bakkerytjie het in 'n dorp, en almal koop by haar vars gebakte brode, en Saterdag dan bak sy ekstra brode. En toe iemand vir haar vra, hoekom nou juist dit? Toe sê hulle, dan maak jy ekstra wins op Saterdag. Toe sê sy, nee, dis vir daardie gesin wat nie brood kan bekostig. Is dit nie 'n mooi getuienis nie? Of soos die jong man wat vir my gesê het, oom, ek het my eerste salaris gekry, ek wil 1/10 daarvan vir die werk van die Here gee, want die Here het vir my hierdie werk gegee. Ek kon die dankbaarheid in sy stem hoor. Ek dink as hy by my gestaan het, sou ek sy stralende gesig kon waardeer. Dit is dankbaarheid met hande, nee? Iemand wat ekstra brood bak. Dankbaarheid met hande en voete. Dis iemand soos ons, wat ons veronderstel is om te doen, wat nie gee omdat ons moet nie, maar omdat ons nie anders kan nie. Ons behoort aan die God, ons het die identiteit van Christus, wie se hart 'n vrygewige hart is, 'n hart wat gee, en ons weerspieël hom. Vrygewigheid, moet jy baie mooi verstaan, begin nie by oorvloed nie. Dit begin by oortuiging. Ek het mense al hoor sê, as die Here my nou seën en ek maak nou baie geld, dan sal ek ook kan begin gee. Dit is nie wat die woord van die Here ons leer nie. Vrygewigheid begin nie by oorvloed nie. Dink maar aan die weduwee, wat maar net haar laaste ou penningkie gegee het. Maar wanneer ons gee, of dit nou geld is, of dit dalk vergifnis is, of van ons eie tyd, of ons eie spasie, ons eie ruimte, ons gawes, dan is dit nie 'n verlies nie. Dit is 'n wins. Dit is 'n wins vir my, dit is 'n wins vir die koninkryk, dit is 'n wins, ons het dit 2 weke terug ook gehoor, dat God daardeur geëer en geloof word. Dit wys daar is 'n lewe wat vloei uit en deur ons. 'n dankbare mens is 'n mens wat glimlag en straal en wat gee, omdat ons weet ons is nie die bron nie. Ons is net die kanaal waardeur God ander mense seën en wil seën. En daarom het ons ook vers 25 gelees, saam gelees, waar Paulus sê, ons moet in pas bly met die Heilige Gees. As die Gees wat in jou woon, jou hoogste en jou volle prioriteit is, hy is nie net een op 'n prioriteitslysie nie, maar jy verstaan wat ek bedoel as ek sê, hy is ons hoogste, God is my hoogste prioriteit, dan sê Paulus, laat die Gees dan julle gedrag bepaal. Wees in pas met die Heilige Gees. Dit beteken om elke dag ingestel te wees op die ritme van God se genade. God is 'n genadige God.
En hy's 'n konstant genadige God. En hy's 'n permanent genadige God. Hy's nie so een dag van die week genadig nie. Of net so in die oggende voor middagete sal hy genadig wees. Of miskien Saterdagmiddag as hy tyd het, gaan hy bietjie genadig wees nie. God se genade ritme is 'n konstante, voortdurende uitdeel van genade. En Paulus sê ons moet in pas kom met die Heilige Gees. Ons moet nie agterbly nie. Dis om te hoor dat die Heilige Gees in ons binneste met sy sagte stem fluister, jy het genoeg. Die Here is jou herder, jy kom niks kort nie. Jy is genoeg in God se oë. En iemand skryf, wanneer ons nie met die Gees in pas bly nie, dan begin ons weer dans op die wêreldse maat. Vrees, vergelyking, gierigheid. Hy skryf, kan ek dit weer sê, as ons nie met die Gees in pas bly nie, dan begin ons weer dans op die wêreldse ritme, op die wêreldse pas. Dit is gevaarlik. Die Gees herinner ons daagliks aan dit wie ons in Christus is en wat ons reeds in hom het en dat hy nie 'n toehande het nie. Vergifnis in plaas van skuld, dit is hoe ons leef as dankbare mense waar dankbaarheid 'n lyf kry, dan kom daar vergifnis in plaas van skuld, daar kom lewe in plaas van oordeel en daar kom hoop in plaas van vrees. Dan is ons in pas met die Gees. Dan begin ons leef sonder om bang te wees, ons gaan iets verloor. Waaraan hou ons vas? Waarvoor is ons bang? En wanneer jy weet, ek kan nooit meer gee as wat God reeds vir my gegee het. So, kom ons, as ek kan saamvat, as dankbaarheid 'n lyf sou hê, dan sê Paulus vir ons, daardie lyf sou 'n oop hand gehad het. As dit 'n stem sou hê, skryf hy vir ons daar in Kolossense 3, dan as dankbaarheid 'n stem sou hê, sou dit vol lof en vreugde, geloof en gesing het. As dankbaarheid voete sou gehad het, sou dit gestap het na mense toe. As dankbaarheid oë sou hê, sou dit begin sien dat daar behoefte is. Nie daai oë toegemaak het nie. En as dankbaarheid hande sou hê, sou dit vrygewige oop hande gewees het. Is daar dalk by ons deel van ons lyf wat nog dankbaarheid moet betoon? Is daar 'n manier of 'n plek waar dankbaarheid in my en jou lewe 'n lyf moet kry? Watter gawe het jy of tyd of 'n hulpbron wat jy hierdie week kan deel sonder om iets terug te verwag? Dink 'n bietjie daaroor. Watter van jou gawes wat die Here vir jou gegee het, of van jou tyd, of van jou energie, of van jou hulpbronne, moet hierdie week 'n lyf kry, omdat ek en jy alreeds soveel ontvang het. Ek dink elkeen van ons moet 'n paar aantekeninge in ons kop maak, dan verkieslik op papier, want net nou as jy by die huis by die hek inry, dan sien jy weer allerlei ander goed wat moet gebeur. Maak 'n paar aantekeninge oor hoe jy hierdie week spesifiek dankbaarheid kan uitleef, sonder dat die linkerhand hoef te weet wat die regterhand doen. Want jy weet nou, soos ek ons dit by Paulus geleer het vandag, dankbaarheid is nie 'n gevoel nie. Dankbaarheid moet 'n lyf kry. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, U het letterlik alles vir ons gegee. U lewe, U tyd, U liefde, selfs U asem aan die kruis. Ons moet bely dat ons soms vergeet hoe ontsettend ryk ons in U is. Ons kyk maklik na wat ons kort kom en nie wat ons reeds ontvang het nie. Maak ons harte weer sag, Here. Laat dankbaarheid weer ons hartklop word.
En Here, laat my dankbaarheid vandag 'n lyf kry. En laat my vrygewigheid die wêreld aanraak, soos U my aangeraak het. Help my om U hart te weerkaats na die wêreld rondom my. En Here, wanneer mense na ons kyk, mag hulle dan iets sien van hoe dankbaarheid lyk wanneer dit 'n lyf kry. Mag hulle U self in ons lewe raak sien. Mag die wêreld U in my raak sien. Amen.